Naskrif, Desember 2025 uitgawe. Geskep en ontwerp deur NS Kreatiewe Ontwerp, Nico Skamral. Alle inligting, artikels, foto's en inhoud van hierdie blad is kopiereggebonde aan NS Skrywershuis en inhoud van die webwerf mag nie gekopieer word sonder die toestemming van NS Skrywershuis nie. Die titel van die Desember 2025 tydskrif lui Parels. Wat jy kan verwag in hierdie uitgawe is Isak de Vries, François Bloemhof, Dr. Fanie Maree, Erla Diedriks en Bruno F.A. Andries. Dit is van die artikels waarna jy kan uitsien. Ek hou vir jou die artikel voor. Dit is Lostorring deur Jadrik Pedro. Dit is 'n artikel wat geskryf is deur Nico Skamral. Die bundel Losstoring se vernaamste tematiek fokus op geweld, seksuele aanranding en trauma, as ook dood van geliefdes. Die afwesigheid en gewelddadigheid van 'n pa kom ook in die bundel voor. Heel voor in die bundel word klem gelê op seksualiteit met kontroversiële gedigte soos Kringloop, Lied van die Sodomiet en Aan hulle behoort die koninkryk. In die woorde van Diana Ferris bevry die digter homself met digkuns, rou en onpretensieus is. Hy het natuurlik 'n aanleg vir woorde en ritme. Die aanbied van die bundel is grafies en eksplisiet, van die digter draai geen doekies om nie. Nie alles in die bundel kom uit die digter se eie ervarings nie en kan dus ook as 'n spreekbuis dien vir diegene wat nie die waagmoed het om oor sekere dinge te praat nie. Resensie Losstoring deur Jadrik Pedro, Druks 5 Publikasies 2025 en die resensent was Nini Bennett Mol. 'n uittreksel uit Vers en Daba. Losstoring se voorplat toon 'n glasgefiltreerde beeld van 'n jongman se agterkop. Reeds met die omslagontwerp word die splitsing van die spreker se identiteit gesuggereer. Die betrokke foto op die voorplat is dan ook 'n gewilde keuse van grafika wat gereeld voorkom op webtuistes wat sielkundige steurnisse bespreek. Geweld, seksuele aanranding en die trauma en dood van geliefdes vorm die vernaamste tematiek in Pedro se bundel. Gedigte oor 'n gewelddadige en ook afwesige vader kom insgelyks voor. Die onderliggende logika aan die bundel is die dekonstruksie en rekonstruksie van die spreker se identiteit. Hy lê homself volledig bloot op die leseraltaar. Met sy gedigte sloop hy homself tot op 'n punt wat dit amper ondraaglik raak. Dan kom die keerpunt en kentering op pagina 54, Niemand tot iemand, wat dui op 'n bekering na die Christelike geloof. Hierdie bundel is nie vir sensitiewe lesers nie, alhoewel lesers se toleransie heens leesstof mag verskil. Die gedigte word 'n meedoenlose bestekopname van die pyn in 'n gebroke huis, maar te midde van die somberheid en volgehoue katarsis breek die lig uiteindelik deur in verse wat die spreker se veerkragtigheid van gees en selfontdekking boekstaaf. Pedro se presiese taalgebruik is afgestem op die visuele wat die leser dwing om sy gruwels te aanskou. Die belydenis-karakter van die poësie maak dit pynlik intiem, tog is daar krag in Pedro se weiering om weg te kyk. Hierdie blyk definitief 'n artikel wat jy moet lees as dit iets is wat jou na in die hart lê. Hierdie potgooi is vir jou moontlik gemaak deur NS Skrywershuis wat vir ons toestemming gegee het om dan van hulle inhoud voor te lees en beskikbaar te stel in hierdie potgooi.